of the path to. Goeiedag, baie dankie dat jy ingeskakel het. My naam is Ina, dis ons program Mosaïek en ek wil net graag vir jou 'n versie lees uit Romeine 3, vers 23. Die Bybel sê, daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en hulle het nie deel van die heerlikheid wat God vir die mens bestem het nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, in sy genade geregverdig deur die verlossing van Jesus Christus. Ons het nie eens geweet toe ons sonde gedoen het, as ons nie vir hom geken het, dat hy vir ons alreeds gesterf het vir ons sonde nie. Is dit nie kosbaar nie? Jy weet, die Bybel is daar maar net wonderlik. Ons, elke dag leer ons iets nuuts, al ken ons hom hoe goed. Ons leer elke dag weer en weer. Nou, jy sal onthou, verlede week het ons met Albert Abrams gepraat en hy het vir ons vertel van hy was sy ou polisieman afgetree en vandag gaan ons nou uitvind wat doen hy van dit hy afgetree het. Maar voor ek dit het, ons het 'n bietjie ook gesels oor sy seun Matthew, julle sal onthou, wat so baie siek was, en wat die Here genadiglik op wonderbaarlike manier ten volle genees het. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Ek is toe terug hospitaal toe. Alles was suksesvol gewees. Toe hoor ek, die dokter roep ons weer in, om te sê, Matthew se dindarm het gangreen getrek. Ek sê, dokter, wat beteken dit? Hy sê, ek kan dit 200 centimeter dindarm. 'n pasgebore baba. Ek sê, ja. Nou, hy sê vir my 90 centimeter van die 200 centimeter is gangreen getrek. So ons sal moet opereer en dan sal ons die stuk moet afsny wat gangreen getrek is. Hulle moet afsny. En ander woorde, Matthew was weer in die hospitaal geweest. Nadat hy net vir 6 dae by die huis was, het sy weer hospitaal toe gaan, het begin opgooi, ek kon nie sy kos binne hou nie. Dit is die rede hoekom ons weer hospitaal toe is. In die hospitaal het hulle die eerste operasie gedoen, die dokters het daar gekom, dokter Vosloo en dokter Van Hoorn, hulle was sy dokters gewees. Hulle het van ingestoot in die theater, hulle het vir ons gesê, ons moet bid, ons moet vertrou, want dit is 50% die operasie. Ek sê, dokter, ons vertrou, en ons het gebid, en hy was weer in die hospitaal gewees, hy was vir die tweede keer. Eerste was die hartoperasie, toe die dindarm operasie. Toe hy daar uitkom, toe vind hulle uit, die stuk wat hulle afgesnijd, die 90 centimeter stuk wat hulle afgesnijd, is nie genoeg nie. Toe moes hulle nog 20 centimeter afsnijd. En dan word hy was nou oor met 80 centimeter dindarm. Maar hy het geleef daarmee nou, en hy leef nog met dit, want het groei hoe ouder 'n mens word, die dindarm. Hy was in die hospitaal gewees vir baie lang, vanaf geboorte tot met Februarie, die 29ste Februarie 1996 was in die hospitaal. Hy was vir 6,5 maande in die hospitaal. Hy was ook nooit by die huis gewees. Hy was dit vir die tydperk was hy net vir 7 dae by die huis gewees. Maar hy is toe 6,5 maande weer in die hospitaal. Ek gaan nou sê wat het gebeur in die tyd. Kyk, as ouer word sy mos mismoedig. Ja. Vir my vroukie is so lieflik. Sy het daar baie goed betaalde werk gelos as bestuurderes by Incredible Connection
Het sy haar job gelos. En sy het vir my gesê, pa, ek gaan agter my eie kind kyk. Ek gaan nie die dokters en die nurses, verpleegsters agter my kind kyk. Ek sal elke dag daar toe gery. Sy het elke dag was sy in die hospitaal gewees. Klokslag 6:00 die oggend tot die aand 10:00 was sy by die hospitaal gewees. En sy het gesorg vir ons kind, Matthew. Sy het gestaan by hom, sy het haar job gelos, dit om agter hom te kyk. Ons is so mismoedig geraak, want die Here vat nou so lank om uit te kom vir ons. Ons bid, ons vas, ons doen alles, maar net, die tyd is nog nie daar vir hom om uit te kom nie. Die Here wil vir ons deur die waters vat, voordat hy vir ons wil los en 'n sukses maak uit Matthew se lewe uit. Ja. Ek moet vir u sê, ek het 'n baie goeie vriend, Nathan van Dalen, hy's 'n pastoor in Parkwood. Hy en sy broer Hilton het vir my gesê, bring vir ons 'n kledingstuk van Matthew. En ek glo dan, bring 'n kledingstuk van Matthew. Hulle het gebid daarop, 'n week, hulle het dit gesalf, hulle het teruggegee vir ons. Ek het die kledingstuk weer aangetrek vir Matthew, en hy het ook vir my gesê, die boodskap was gewees, is Januarie nou, 1996 in Januarie, hy sê vir my, die Here sê, die 29ste Februarie 1996 sal Matthew ontslaan word. Dieselfde tyd kry Karen 'n droom. Sy sê vir my, sy droom, sy hoor hoe slaan die deure en die vensters toe van die hospitaal in City Park. Sy sê, my pa, die wat ek gehoor het, Matthew sal nooit weer terugkom hospitaal toe nie. Hy sal slegs by die hospitaal wees, wanneer sy vrou een dag geboorte skenk, sal hy hier wees. Amen. Vandag is Matthew 31 jaar oud. Die prys die Here, hy was nog nooit by die hospitaal gewees. Die Here is goed, en hy is getrou. Nog nooit wat Matthew in die hospitaal gewees nie. Vir my broer, van Dalen broers, vir julle moet ek baie dankie sê. Baie dankie dat julle geglo het, dat Matthew gaat uitkom. Vir my vroukie Karen, en my dochterkie Megan, sy is al 26 jaar oud, sy is onderwyseres daar in Wynberg. Baie dankie Megan en Matthew, thank you for supporting us. En vir Matthew se vroukie wil ek sê, hy is nou getrouwd, hy is nou 6 maande getrouwd, Matthew. En nou die dochters het gesê, hy sal nooit die mainstream skool kan doen nie. Vandag is hy 'n polisieman, Matthew. Ons het alles van die verkeerd bewys. Ons kan vir die Here dankie sê. Ja. Vir sy vroukie ook, Kerslyn, thank you. Dankie, Kerslyn. Kerslyn is ook in die onderwysdepartement, en is getrouwd. Een lieflike huis hier in Grassy Park. Maar ons weet, die vyand is 'n leenaar. Van die begin af was hy 'n leenaar, tot op die einde sal hy 'n leenaar bly. Die Here is goed, en hy is getrou. En dis weet, hy sal vir ons baie meer kan doen, as dit om vir Matthew so te bewaar en te beskerm. Die Here is goed. Ek sê vir u, ek praat nou baie vinnig, en dis baie dinge wat tussen gebeur het, wat ek kon sê. Maar een ding het ek vir die Here gesê, Here, as u vir Matthew hierdie bewaar, u my kind bewaar hierdie, as ek nooit weer drank aan my lippe sit nie.
En tot op vandag toe het ek nooit drank om my lippe te gesit nie. Die rede kan my so sê, want jy moet iets vir die Here gee. Ek het my hart vir die Here gegee. Maar ek het ook op gelofte aan die Here gemaak, dat ek nooit weer sal drink nie. En vandag is Matthew 'n groot man. Matthew is uit die huis, hy het sy eie woning. Ons wag net vir die kleinkinders om te kom. Megan doen goed in haar onderwys en die Here is goed en hy is getrou. Baie dankie. Wat 'n wonderlike getuienis. Weet jy, Albert, terwyl ek na jou luister, toe dink ek, God het daarom sy paaie wat hy vir ons uitkap. Ons verstaan dit nie. Ons het nie idee nie, gelukkig weet ons nie voor die tyd daarvan nie. Maar hy het vir jou deur 'n dal van doodskade weergevat, vir jou en jou vrou. En vandag het jy 'n getuienis vir die wêreld. Want onthou, hierdie programme word deur miljoene mense gekyk. As jy nou gedink het, jy gaan hierdie getuienis in jou kerk en in jou gebedsgroep vertel, het jy nie geweet, dan gaan 'n tyd kom, wat jy dit vir miljoene mense wys nie. En vir miljoene mense beteken dit, ons het die naweek gehoor van God se hart. Yes. Dit was vir my so eye-opener. Ek weet van God se hart, maar ek verstaan nie God se hart soos wat ek dit die naweek Sondag hier in die kerk gehoor het. En het is net vir my mooi dat jy dit met soveel deernis jou storie kan vertel. God sien jou trane en hy weet, hy lag, hy smile, want hy weet, hy het nie verniet, het hy toegelaat dat jy dit deur hierdie moeilike tyd kom, want dit is nie net vir julle getuienis, dit is vir my is hier ook 'n getuienis. Hy sou nie hier gewees het op aarde as julle nie so vasgehou het aan die hart van God en wat hy vir julle beteken het nie. So julle het na Matthew, het julle 2 dogtertjie? Nee, na Matthew is 1 dogtertjie, sy is nou 26 jaar oud, Megan. Sy het onderwys geswat en sy is 'n onderwyser in Wynberg. Dan het Matthew ook die mooiste vroukie ontmoet, Caslin. Hy is getroud saam met haar die 10de Januarie 2026. So is omtrent so 6 maande getroud nou. En die dinderm storie is, dit is nooit weer hospitaal toe gegaan. Ja, dit is hier belofte wat God aan my gegee het en aan Karen, en sy het gedroom, dat Matthew sal nooit weer in die hospitaal beland nie. Die deure gehoor toeslaan. Dis kosbaar, daar is vir my Hy sal verskriklik nooit, mooi. wees moet die Here vertrou in alle opsigte. Ja, Ek het hom vertrou daarop, en het geweet, Matthew sal nooit weer die hospitaal bereik, en hy is vandag 31 jaar oud, en hy sal net hospitaal toe gaan, wanneer hy sy vrou geboorte sien. Ons kan nie wag vir die kleinkinders sien. dit is so mooi belofte daar, dit is so mooi gedagte, dat die God van die mensdom, wat sy seun vir ons gegee het, Yes. dat hy aan ons dink, soos die skriftelik gelees het, voor ons nog gebore is, was ons al op sy. Yes. Weet jy, ek wil net vir jou ietsie vertel. Baie mense vra vir jou, of tenminste jy vra vir baie mense, wanneer is jy gebore, wanneer verjaar jy? Yes. En dan sê die mense, ag nee wat man, dit maak nie saak, en nie baie mense vier hulle verjaarsdae nie. Wat reg, ja. Maar weet jy Albert, wat die Here vir my gewys het, is dat by jou ma en pa, daar het 'n selletjie van hierdie kant af gekom, daar het 'n selletjie gekom, die tweeetjies het by mekaar gekom, en God het jou in gedagte gehad, toe daai selletjies by mekaar kom, en toe daai selletjie begin groei. So jy moet onthou, jou verjaarsdag is nie iets wat net moet verbygaan nie. Elke jaar met jou verjaarsdag, die herinnering, die herdenking daarvan, moet jy vir die Here dankie sê, dat hy op daai oomblik, op daai tydstip,
vir jou, Albert, vir jou, Ina, in gedagte gehad het, om vir jou te laat groei. Dood reg is. Dit is vir my so, ek sê vir baie mense, moenie jou verjaarsdag, moet hom nie wegdrink nie, moet hom nie, soos jy vir my vertel, ag man, my verjaarsdag beteken vir my niks, is maar net 'n gewone dag. Nee. Dit is nie 'n gewone dag nie, dit is 'n baie spesiale dag. Was dit op God se kalender op daai dag. Daarom moet jy dit elke jaar, moet jy daai dag saam met Jesus geniet en herdenk en net weer vir hom dankie sê vir jou verjaarsdag. Dood reg is. Is daar nog ietsie wat jy vir ons wil vertel? En dat, wat ek wil sê is, ek is 'n baie harde mens, maar as het kom by Matthew, en wat die Here vir ons deurgedra het, Ja, dat sy trane sien, so hartjie klein. baie klein. En 'n baie harde mens. En die polisie het op baie hard gemaak. Jy moet wees, Jy moet ja. wees, ja. Maar as het kom by Matthew, net wat die Here vir ons gedoen het, man, om te dink dat hy vir ons suksesvol gemaak het in die lewe. En baie mense het hulle rug op ons gedraai. In die tyd wanneer jou kind siek is, hulle is in die begin daar, wanneer hulle stapie saam met jou nie, ek verstaan dit goed. Want as jy Hulle stryd. loopbaan of hulle pad of hulle stryd, ek Hulle verstaan stryd. baie goed. Maar wat ek wil sê is, jy moet staan, ouer, pa en ma moet staan in die Here, om die hand van die Here te sien. Nie iemand anders nie. Ja, so. Nie iemand anders nie. Dis so. Vir die ouers wil ek sê, as julle siek in dit, of as julle self siek is, moet jy dink aan iemand anders wat vir julle moet bid. Dit is goed om te bid. Meer gebede, hoe beter vir julle. Maar staan vas in die godheid en bid vir die Here en vra vir die Here. En wat ook belangrik is om te vas en gebed. Ja. Dit is belangrik. Ja. God werk daardeur. Hy sê in Lukas 1 vers 37 sê hy, niks, die onmoontlike, wat vir die mens onmoontlik is by God moontlik. Verseker. The impossible is possible by God. Soos maak is wat 'n siekte daar is, wat 'n operasie daar is. Maar jy moet vasstaan aan God, jy moet eer aan God, jy moet gehoorsaam wees aan God, en hy sal vir jou uitkom. Albert, wat doen jy nou, nadat jy afgetree het? Ja, nadat ek afgetree het, uit die polisie uit, het ek 'n maatskappy begin met die naam Integrated Crime Check. Okay. Wat ons doen is, ons doen die police clearances, ons doen die criminal checks van die mens, veral as hy gaan vir werk. In ander woorde, employees background checks, ons doen dit. Ons doen ook expungement of criminal records. In ander woorde, as jou kriminele rekord 10 jaar oud is en meer, kan ons het van jou naam afhaal. Ons doen ook die SAQA. SAQA beteken om die authenticiteit van jou graad te aanvaar, veral vir oorsee companies, as jy wil werk in die oorseese maatskappye, dan moet jy kom met jou graad of jou diploma, dan moet ons authenticate dat dit 'n ware afskrif is daarvan, en ons doen ook die SEIS, veral vir die onderwysers. Die SEIS word gedoen deur ons maatskappy, en dit wil sê, dit is geregistreer om te onderwys by enige skool in die Republiek van Suid-Afrika. Dan doen ons ook die nasionale
register vir sexual offenses. Dit beteken, ons kyk of jy enige sexual offenses het. Dit is veral vir onderwysers en die wat met die kriskinders 'n werkkleuterskool. Okay. Ons gee dit vir hulle. En dit is baie 'n minimaal bedrag wat ons vir julle charge. Dit wat ons doen, en dan doen ons ook die apostolie, ja, van jou graad. Dit vat omtrent so 14 dae om jou apostolie te doen. Ons registreer vir jou by Dirkou of by die Hooggeregshof en van daar word dit geautenticeer dat jy 'n graad het sodat jy oor see kan studeer of gaan werk oor see by skole, by hospitale en so meer. Wat ons gratis gee vir die mens in Suid-Afrika is die Commissioner of Oaths. Ek is ook 'n kommissaris van Ede. So in ander woorde, gewoonlik is mense by die huis of in ouete huise, bedleiend, hulle kan nie polisiestasie toe kom nie, want hulle is bedleiend, maar hulle versekerings of hulle, soos ons al sê, die pensioen, hulle verwag dat jy elke jaar moet registreer om te sê dat jy leef nog, sodat jy volgende jaar weer pensioen kan kry. So, jy kan vir my net skakel, ek sal 'n draai kom maak by jou en sien dat die persoon nog leef, die nodige vorms invul, dan kan jy dit wegstuur. Dit is gratis. Dit doen ons uit liefde uit, veral vir ons groot mensies, ons jong mensies. Maar in die ouete huis sit, ons doen dit gratis vir julle moeder en vader. Ons vra nie 'n sent vir dit nie. Dit is ons gemeenskaplike dienste wat ons doen vir die gemeenskap. Dit is fantasties. Ek wil net lees, ons gaan dit op die skerm ook sit. Okay. Die SIPS name clearance, en dan doen julle SIPS de criminal check, yes. record check, dan doen julle die police clearance. Police clearance, ja. Dan doen julle die clear criminal record. Yes. Na 8 maande. En dan wat is hier die apostolie? Die apostolie is om te authenticate dat die graad regtig Ina se graad is. Ja. Maar hy oorspronklik is. Want veral vir OC, as jy OC moet gaan studeer of miskien OC moet gaan werk, dan wil hulle so iets het. Okay. Want ons kan sê, want vandag is daar baie bedrog. Ja. Veral met die onderwys en die grade en die goedjies, baie bedrog in Suid-Afrika. So, hulle ons authenticate, dat het regtig die graad het sy verwerf by 'n universiteit of college. Wat beteken die SICE registration? Dat is die SICE registrasie. Die onderwysers, hulle moet dit. Hulle moet dit is soos die maatskaplike werkers, hulle moet registreer, maar hulle registreer nie by SICE, maar SICE is ook een van die kriteria wat 'n onderwyser moet het. Okay. En dan die SAQA. Die SAQA is om te kyk of by SAQA of jy regtig die vakke gedoen het en of jy regtig geregistreer het vir die graad, doktersgraad of medische graad of whatever het is. Jy kry dit ook baie wat gefake is, nee. Yes, dan kan hulle ook dit sien, dat is nou 'n ware afskrif van dit, yes. En dan die sexual offender register, doen jy yes, die National Sexual Offenders Register is om te kyk of jou naam op die register is. En ons weet, jy kan nie skool hou, onderwys gee of by 'n kris werk wanneer jy 'n sexual offender is nie. Ons wil daai uitskakel. Ja, ons wil mense hê wat nie ons kinders sal moles of molesteer nie. Okay, en dan die certification of docs. Ja, die certification is maar net, ek is 'n kommissaris van Ede. Ja, en dit is maar net om die mense te help. Want in die polisie het ek baie keer gesien,
had die mense bel poliestasie toe om by 'n ouwe te huis te kom waar iemand op bed lê, veral vir die vrilke. Dan iemand is bedlend, is onmoontlik om so 'n persoon polisiestasie toe te bring. Dan sê ek al vir die mense, laat hy maar daar bly, ons sal 'n van stuur, sodat hulle kan authenticate of kan sien dat die persoon nog leef. Hy kan nog teken, hy kan praat en alles, maar het gaat te moeilik wees om so 'n persoon met sy bed polisiestasie toe neem. Moet nooit worry wat dit die phone vir broer Albert. Vir broer Albert Abrams, hy sal vir u help. Ek is 'n man van die gemeenskap. Ek help almal. Niemand is vir my benede my nie of te hoog oor my nie. Ek sal vir jou help by wat is. Maar ek glo, ek sal altyd sê vir as ek die polisie was daar 'n toonbank gewees. Sodra daar iemand instap in by deur, die staan by my toonbank, onmiddellik switch ek staanplekke, asof ek nou agter die toonbank staan en die ander persoon is door die polisie man. Wat is ek het altyd vir mense gesê, mevrou, meneer, is jy tevrede met my dienste? Is jy happy? As jy nie, meneer, ek is happy en dan loop hulle. Ek wil hê mense moet gelukkig wees voordat hulle uit die polisiestasie uitstap. En vir ons polismanne en polisdames, julle doen goeie werk in blou. Julle doen baie goeie werk. Maar net, soms sê elke dag wat dieselfde is. Maar sê toe vir die mense, groet die mense en vra vir die mense, is jy gelukkig nou? As alles uitgesond, net hy bietjie woorde, jy gaat sien, jy gaat 'n groot verskil maak in iemand se lewe. En groet mense, man, is niks om mense te groet nie, want onthou net, ons is geklee in die polisie-uniform, onthou ons het dubbele lewe lei, ons is 'n polisman, en dan is ons ook die private mens by die huis. 'n pa, 'n man. 'n pa, 'n man, 'n vrou, ons is 'n moeder met kinders, onthou net dit, maar as jy in die uniform is, wees gelukkig aan en groet alle mense, want jy gaat sien, jy gaat 'n groot verskil maak in die politiemag in Suid-Afrika. Wat is julle organisasie se naam? My organisasie se naam is Integrated Crime Check. Integrated Crime Check, yes. Weet jy al wat ek wens almal, ek nie net polisie, ek wens alle mense was soos jy, dat ons werklik mense respekteer, nie om iets uit daai persoon te kry nie, maar net die liefde van Jesus in mense in te praat en in te wys en in te leef. Doodreg. Baie dankie nogmaals weer eens dat jy gekom het en baie dankie vir jou pragtige getuienis. Ons sal vir jou laat weet wanneer dit uitgesaai word. Baie dankie dat jy ingeskakel het van my Ina en aan die einde van ons tweede program Albert Abrams en ons program se mosaïek tot volgende week. Shalom. The path to